So stukkie vir stukkie is mense besig om raak te sien. Ek dink ons is in 'n tyd waar baie mense die Christendom verlaat en selfs ander gelowe word verlaat deesdae en dit is asof daar 'n beweging is na spiritualiteit. Mense wat byvoorbeeld kom ons sê nou teleurgestel is deur Christene of teleurgestel is deur die kerk of selfs teleurgestel is deur die Bybel selfs. Jy hoor mense deesdae praat tot jy die Bybel en die boodskap van die Bybel. En ek het nou vanoggend het ek nie so lekker geslaap nie en so omtrent hier so 2:30 se kant toe sê ek nou wakker. En ek gaan sit nou so bietjie en ek het so bietjie 'n paar pyne styf geoefen die week en ek voel ek sien lekker nie en ek kan net nie lekker slaap nie. En ek sit en ek vat my foon en ek kyk so bietjie op TikTok. 2:30 in die môre. Weet julle hoeveel goed op TikTok kom op daai tyd oor spiritualiteit? En hoe jy nou moet meer aware raak van alles. En toe dink ek dink dis waar baie van hierdie goed vandaan kom. So mens moet maar versigtig wees vir die goed wat jy kyk ook. En onthou alles wat ChatGPT sê is nie die waarheid nie. Jy moet selfs as jy Bybelverse vra, moet jy selfs so 'n bietjie gaan kyk. Ek het al goed gevra vir ChatGPT, dan sê ek soek dit in die Nuwe Lewende Vertaling byvoorbeeld of 'n vertaling. Dan kry ek daar 'n vertaling wat heeltemal anders is. Dan sê ek, nee, dis nie wat die vertaling sê nie. En die antwoord wat ek kry, nee, dit is 'n kombinasie van die ou vertaling, nuwe vertaling. Dis eintlik half 'n tipe van 'n parafrase van verskillende vertalings. Dan sê ek, maar dis nie wat ek gevra het nie. Nou as jy nie daai ondersoek gaan doen, kan jy dalk daai Bybelgedeeltes net so vat. Selfs op my vrou doen Bible journaling en hierdie tipe van goede. En hulle selfs van die templates wat hulle maak op dit, het hulle gevra dat hulle nie goed direk van ChatGPT of enige AI ding sommer net moet print en opsit as die waarheid. Hulle moet dit maar 'n bietjie gaan check. En ek dink die vyand het 'n plan om stukkie vir stukkie goeders te laat insypel in mense se geestelike lewens, om ons te laat twyfel. En dit is een van die redes hoekom ek voel 'n mens moet in hierdie dae wakker wees. Baie keer dink mense nie ons raak te eng ons praat oor hierdie goed. En ons moet nie praat oor hierdie goed nie. Iemand het eendag gesê, hoekom praat ons oor die goed? Die Heilige Gees sal in elk geval sê, ons moet nie die Heilige Gees werk doen nie. Maar as ek net hierdie Bybel lees en sien ek hoe die profete gepraat het oor hierdie goed. Hoe Paulus gepraat het oor die goed, hoe Johannes gepraat het oor hierdie goed, hoe Petrus en al hierdie ouens, en hoe Jesus baie van hierdie goed uitgewys het. So ek en jy moet in ons geestelike wandel, in die Gees bly. Dit Paulus kom in Galasiërs 3:3, dan sê hy, hoorie, so wat gaan met julle aan Galasiërs? Julle het in die Gees begin, nou eindig julle in die vlees. En baie van hierdie goed draai dit terug dat die mens word eintlik half die wonderlike persoon. Die nieuwheidsgedagte dat die mens eintlik aan die einde van die dag God word. En jy kry self sulke sieninge in Christelike groepe waar te veel fokus gesit word op die mens. Baie jare terug het ek 'n persoon gehoor sê, nou ek gaan nie sy naam sê nie, maar ek gaan dit net sê wat hy gesê het. Toe sê hy, nêrens in die Bybel, hoor mooi hierdie wat ek nou vir jou sê, is daar 'n vers wat sê God is in beheer. Dis wat die persoon gesê het. Toe wonder ek, okay, as God nie in beheer is, wonder wie is in beheer? Baie jare daarna, dieselfde persoon sê die volgende ding. Hy sê nee, en getuig hy, hoe hy vir iemand gaan bid het. En hy sê, hy het net eenvoudig die geloof van 'n kind gehad. Hy het gevra, Here, maak hierdie persoon gesond. Amen. En toe hy klaar gebid het, toe sê die ou nog vir my, is dit? Hy sê, ja, dis al wat ek het. Geloof van 'n kind. En ek praat nie so van 'n groot prediker.
3 dae daarna bel die ou hom. Hy sê, hoorie, so ek weet nie wat het gebeur. Maar die plate wys, daar's niks fout. Dieselfde ou sê dit. So iets het gebeur. En ek dink jy, tussen die gees en die vlees, want baie keer kan hierdie vleeslike goed, ek onthou jare terug toe ons begin studeer het, ons was 88 eerstejaars, grootste groep wat die college nog ooit gesien. Ouma, daai eerste diens, ek meen, ons is meer eerstejaars as die res van die college gewees, maar ouma het ons trek daarop, soos skaaphande, en ons gaan te kere, en dit is, en prof Jan kom op die podium op, hy sê, hy kyk ons, hy sê, ja, ek sien julle geloof sit nog net in julle hande. Hier gaan ons julle help dat julle geloof in julle hart te kom. Is hande klap nou verkeerd? Nee. Maar partykeer kan selfs jou praise and worship so bietjie vleeslik raak, want dis lekker. Niemand gaan sê praise and worship is nie lekker, dis lekker. Maar 'n mens moet onderskei tussen wat daarvan gees en wat vlees is. Wat is die lekker van die musiek? Wat is die lekker van die woorde? En hoor jy nog in jou innerlike mens wees wat jy sing? Of is jy besig met dit om buite goed? Eerste prys is natuurlik as al hierdie goed saamwerk tot eer van die Here. Maar dit is nie altyd die geval nie. So die regte mix. Ek praat eintlik van jou, jy moet onderskeiding begin kry. Party mense het eenvoudig net nie onderskeiding. Jy moet onderskeiding en jou beoordeling moet wees soos wat die hele Bybel sê. Nie net soos wat sekere gedeeltes sê. Dis ook waar dinge vleeslik partykeer beraak, waar mense net 'n gedeelte vat, hulle verabsoluteer dit, bou 'n massive teologie om dit. Maar dan is dit nie dieselfde boodskap wat die res van die Bybel sê nie, of die Bybel praat daarvan, maar dit is 'n kwessie van, mens moet albei kante raak sien, vir die waarheid om regtig waarheid te wees in jou lewe. So ons moet besef, dit wat nou op die bord gaan kom, en jy moet mooi hoor wat daar staan. Jeanette. Daar sê, wat gees is gees. En wat vlees is vlees. Ons kan nie die goed sommer net meng nie. En dit is een van die uitdagings, dink ek, van ons tyd. En ek het so ietsie van die boodskap weggegee in my gebed. Toe ek gesê het, alles wat ons doen, moet ons meng met ons geloof. Alles waarmee jy besig is, alles wat jy sien, alles wat jy hoor, moet jy deur die geloofsfilter gooi. Geloofsfilter beteken net jou absolute vertroue in die Here. Dit moet daardeur gaan. Anders kan jy maklik dalk net meer vleeslik gaan as wat jy moet gees gaan. En dit is baie belangrik dat ons daai woorde wat op die bord staan sal onthou. En dis wat Paulus vinnig gesê het. Hy sê julle begin in die gees en eindig in die vlees. Dit kan mos nie so wees nie. Die vlees, kan ek miskien sê, volgende die vlees is die eie ek. As jy nou wonder, wat is die vlees? Die vlees is die eie ek, of jou eie belange, of jou begeertes, of soos wat jy dit sien, soos wat jy dit beleef, die logika vir jou oë, en jy kyk net in dit vas. Dit is wat vlees is, nee. En dis 'n baie gevaarlike plek. Veral vir mense in die kerk, want dit kan ook jou geloof doodmaak. Ons moet eenvoudig getrou wees aan die woord. En dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God, nee. Met ander woorde, die vlees is alles wat handel net oor wat vir jou belangrik is. Die gees is wat vir God belangrik is. Jy weet, ons het laas keer gesê, toe ons gepraat het oor wat sien jy, het ons gesê, God se saak is groter as jou saak. Jy kan met jou redenasies kom, en ons het baie. Jy kan met jou idees kom en hoe jy dink dit moet dit, want daar's baie van daai goeders. Maar ons moet regtig begin doen en begin praat en begin leef wat vir God belangrik is, né? En wat vir God belangrik is, sluit altyd ander mense in ook.
Paulus kom ook op 'n plek waar hy dit wat hier gebeur, hy praat van die evangelie en die boodskap van redding. Hy sê hierdie goed het nie in 'n hoekie ergens gebeur nie. Dit was openlik. Nee? So dit sluit God, wat vir God belangrik is, sluit altyd ander mense in ook, nee. Sy saak belangriker as ons saak. Ons het laas week, dit was Matteus 9:35, het ons gepraat oor Jesus se bediening, wat sy hele aardse bediening kan opgesom word in 3 goed. Hy sê daarso, hulle het rond beweeg tussen al die klein dorpies. Ons het gesê dit is samesyn of fellowship. Hulle het met mekaar gepraat, hulle het saam beweeg van een plek na 'n ander plek. Ek dink net hoe wonderlik was hulle fellowship. Dink net op daai kampvuur waar hulle gesit het. Ek het laas keer gesê, maar ek sê dit weer. Ek wil praat oor dit wat die dag gebeur het. En nou sê die een disipel sal sê, "Jo, weet jy wat sal vir my great was vandag, is toe hy daai brood vat." En hy sê dankie. En hy begin hy goed breek. Maar dit hou net nie op nie. Wow! Die visse hou net nie op nie. Of na die wonderlike visvangs, toe hy net te gaan het. En ons trek hy net in die boot wat sing. Dit is net, ek onthou, ek sien die prentjie nog. Die vissermanne behoort nou hier hoendervleis te kry. En in hierdie ons het met mekaar gepraat oor hierdie goed, en hoe hulle dit beleef het. En dis hoe hulle ook van Jesus se woorde onthou het, want mense sal ook sê, die boeke is baie later geskryf. As toe Jesus eers weg was, hier van 50 na 60, partykeer bietjie later as dit na Christus, is dit eers geskryf. Hoe was dit moontlik dat hulle hierdie woorde so onthou? Want hulle het nie selfone gehad nie, hulle het nie die internet gehad nie, hulle het nie al hierdie goed wat ons aandag aftrek gehad nie. Dis al waaroor hulle gepraat het, aan mekaar sonder ophou, vir hoe lank, oorgelewer. Daai tyd was daar nie 'n copy and paste nie, daar was nie kom ons neem 'n foto nie, waar is die video nie? Hulle het vir mekaar, dis hoekom ons die evangelie so goed, so kosbaar is vir ons, nee. Nou daai samesyn het gemaak, dat hulle met mekaar wil deel, hulle wil deel wees van die groep, en dit was 'n spiritual story, man. En dan is dit natuurlik ook, hoor ons waar hulle kom met Jesus in die sinagoges geleer, oor die koninkryk. Mense kan sê, hier's disipelskap. Hier's disipelskap, mense wat geleer word. Jy kan 'n diens sien as dit, 'n selgroep sien as dit. Mense word geleer oor die dinge van God se koninkryk, nie joune nie. En dan sê hy verder, en toe Jesus verder gegaan, en dit is hierso waar mense kan sê, dit is ministry. Hy het sy bediening uitgeleef in die sin van siekes gesond gemaak, en dit is die ministry, jou bediening. Jy sien, hierdie goed is vir ons so belangrik, ons samesyn. Ons word geleer, jy lees die woord, jy begin raak sien wat God vir jou wys. Dit was laas by die week se preek, nee? Maar nou is daar 'n belangrike ding, nou gaan doen jy dit ook. Want as jy iets hierso hoor wat nice is, sit dit op jou status, man. Gaan stuur dit vir iemand, bid vir iemand. Jy hoef nie te sê ek het iets gesê nie. Want jy staan ons, ja, daai ou het so gesê, die ou, hier sit jou naam agter alles. Ek kan my naam nogal agter 'n paar goed sit as ek wil. Maar die eer is die Here se. Dis wat belangrik is, nie, want dit sy saak, nie my saak. So jy sien daai hele beweging van Jesus wat ander in, selfs die groot gebod sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou krag en jou verstand en wat dan, en jou naaste soos jouself. Ander word ingesluit. As jy met enige iets besig is rondom jou geestelike lewe, en dit sluit net jou in, het jy 'n probleem. Dit moet ander ook insluit. Jy is op pad hemel toe, maar vat soveel as moontlik mense saam met jou. Moenie alleen probeer gaan nie. En moet ook nie moed verloor nie. Weet party ons stoot jy mos moet 'n kry waar hemel toe. En so net voor die poorte van hy uit. Partykeer word ons moedeloos met mekaar ook. Moenie raak nie. Bly in die gees. Maak seker die mix is reg. Die mix beteken eenvoudig hierso, dat alles word gemeng met jou geloof, en om geestelik te bly, en nie vleeslik te word in die proses.
Dis hoekom die vrug en gawes van die Gees, as jy dit gaan lees, het dit nie eintlik veel te doen met jou. Dit het te doen met die bediening, dit het met ander te doen. Die vrug wat jy dra, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, geduld, is goed wat mense eintlik van jou af eet. Jy dra daai vrug, jy eet nie jou eie vrug. As jy wil regtig weet wie iemand is, moenie vir hom vra, hoe is jy normaal weg? Vra vir sy vrou en kinders wie sy man. Hulle sal vir jou sê. Soos daai videoklip wat ek eendag gesien het van hierdie vrou en kinders wat by hierdie begrafnis, dis 'n man wat begrawe word, en hierdie predikant gaan verskriklike kere oor hoe wonderlike man hy is, en sy en die kinders staan op, sy sê vir nee, kom kinders, ons is by die verkeerde huis om begrafnis. Mense wat doodgaan word baie keer opgehemel, en dan was hulle nie regtig so nie. Dit weet ons op ons maar nie. Nou Paulus kom in Filippense 3, en omdat al hierdie gedeeltes ek vir jou gelees het, ek gaan heel later gaan ek vir jou al die gedeeltes lees, wat alles saambring. Maar Paulus kom ook self daarso in Filippense 3, vers 3, ek gaan dit gou vir jou lees, hy sê die volgende daar, Filippense 3 vers 3 sê, ons wat deur sy Gees dien, het ons klaar die ware besnydenis. Ons beroep ons op wat Christus Jesus gedoen het, en nie op menslike dinge, vleeslike goed. Nou gaan hy verder in vers 7 sê hy, dit wat hy ontdek het in Christus, né? Julle ken hierdie ding baie goed. Hy sê in vers 7, alhoewel ek hierdie menslike dinge eers as 'n wins beskou het, soos maar dinge van die vlees, beskou ek dit terwille van Christus nou as 'n verlies. Jy sien, Paulus het iets begin raak sien van die geestelike lewe. Ek weet selfs Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, dis nie meer ek nie. Dis nou Christus. Dis waaroor dit gaan. Kolossense kom, en dan sê hy, die wysheid en alles is in Christus. Jy sien, die geestelike goed is die belangrikste. Miskien moet ek vir jou daai Galasiërs 2:20 ook net gou lees. Hoor wat sê Galasiërs 2 vers 20. En ek sê weer, gaan lees op in jou eie vertaling ook, né? Dit is goed om al die vertalings te lees, om regtig die beste perspektief te kry. Hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef ek deur geloof in die Seun van God, kry die regte mix, né? Hy wat sy liefde vir my bewys het, en deur in my plek te sterf. Hy het dit kom wys. Hy het dit kom, as ons, as kinders van die Here se lewe, nie dit wat ons glo, wys dat dit Gees is, mors is ons tyd. En dis baie keer is nie so moeilik nie, regtig. Dis baie keer net om te glimlag. Dis baie keer net om te sê, weet kan ek jou nie help nie, wat kan ek vir jou bid? Dis iets wat ek vandag vir jou kan doen. Hoekom sê jy dit? Want dit is nie meer jou storie, dit is God se storie. Dit is nie meer jou begeertes en jy wat dalk goed lyk omdat jy iets iemand doen nie. Weet mense wat goeie goed vir mense doen, en dan maak hulle video's oor dit. Dan kyk almal hoe hulle nou vir hierdie arme mense kos gee. Jy jou loon klaar weg. As dit kom by sulke goed, sê die Bybel duidelik, liefdadigheid, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Baie ons hoog besing is goed, dis die loon wat hulle kry, maar dit beteken verder niks. Bybel leer, hulle het hulle loon weg. Ons moet dit gaan wys tot eer van die Here. Ons het laas keer gepraat oor die beoordeling, né? Toe het ons gesê, ons sien nie meer, ons leef nie meer, ons leef nou in geloof, nie net wat ons sien nie. En daar praat ek eintlik van, ons leef nou uit geestelike sig, geestelike geloof, nie net fisies sien. Sien, weer eens die fokus is op die Gees, en die geestelike dinge wat belangrik is. Tot die gawes in 1 Korintiërs 12 vers 10. Hy praat daarso van, hy noem die gawes, en onder andere, een van die gawes is onderskeiding van gees. Ons moet die goed kan onderskei. As goed jou pad kom, moet jy weet,
ek gaan nou iets doen, gaan dit regtig 'n geestelike storie wees, of is hierdie net 'n vleeslike storie, dit gaan oor myself. Dit mense moet kyk na hierdie goed. Anders mos jy jou tyd. Selfs in Hebreërs 5 vers 14. Hy praat daar spesifiek. As jy gou saam met my kan blaai in jou eie kosbare vertaling. Hoor wat sê Hebreërs 5. Ook 'n gedeelte wat baie keer baie misverstaan word. Dan praat hy daarso en hy gaan vir jou lees van vers 14 af. Hy praat oor die vaste spyse. Nou baie keer dink mense, weet hulle dink ons baie keer as hulle geleer word en hulle begin nou so 'n bietjie geestelike insig kry, dan sal hulle sommer maklik vir die een sê wat hulle leer nie, ek is nou so 'n bietjie by hom, ek het by hom verby gegroei, jy weet. Want hierdie ou praat nou nie oor hierdie spesiale betekenis van hierdie Hebreëse woord, daai Griekse woord, of hoekom praat hy nie oor die reuse nie, hoekom praat hy nie, hulle soek eintlik 'n dieper betekenisse oor sekere dele van die Bybel. Maar dis nie waaroor die vaste spys gaan nie. Hier word die Hebreërs skrywer spreek hulle aan. Hy sê teen hierdie tyd moet julle leermeesters wees en dan vertel hy wat is hierdie vaste spys. Hy sê vaste kos is bedoel vir groot mense. Mense met ander woorde geestelike mense. Hy sê vir hulle wat in die skool van die lewe ingeoefen is, die regte mixes gemaak het. Hy sê in die EG, hy sê sodat hulle wat kan doen om tussen goed en kwaad te onderskei. Dis waaroor die vaste spys gaan. Dis waaroor die dieper dinge gaan. Mense wat regtig kan onderskei wat is reg, wat is verkeerd. Mense wat regtig kan onderskei wat is in die gees en wat is in die vlees. Dit is die volwasse mense. En dan kom hoofstuk 6 wat ons die eerste gedeelte, baie mense hou nie baie van hierdie gedeeltes, die party maak 'n hele storie oor dit, maar hoor wat sê 6 vers 1. Hy sê kom ons hou op om oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. Kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. Hoor nou hierso. Dit behoort tog seker nie nodig te wees om nog 'n keer die fondamente lê deur te praat oor die noodsaaklikheid dat ons van ons ongelowige leefstyl moet bekeer en in God moet glo. En dit is baie keer waar ons die hele tyd moet fokus, want mense wil die hele tyd in die vlees, jy wil die hele tyd vlees en die gees en kort moet jy in jou geleef nou weer so 'n bietjie geboost word, sodat jy nou die week kan deurkom, word jy nou maar weer so 'n bietjie geboost, dan gaan jy nou maar weer deur. Hy sê hierdie goed is die basiese goed, of oor die verskillende vorm van doop en handoplegging en die opstanding van die dooies en die ewige oordeel. Ons sien dit as massive opskrifte. Maar hierdie is basiese goed waaroor ons nie eens mee moet stry nie. Mense wat nog stry oor die doop en hulle hare kloof voor geslagsregisters. Paulus sê, luister man, stop dit. Hy sê hierdie goed help niemand nie. En tog is dit vir baie mense, baie gelowiges vandag nog steeds die biek goed. Jy moet groei in die gees. En dan skryf hy dit nie af nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, daarom sal ons as God dit toelaat, binnekort ons betoog voortsit. So right, ons sal weer daaroor praat. En dan kom hy met daai gedeelte wat sê dat intussen moet julle besef dat dit onmoontlik is om hulle wat eenmaal deur God verlig is, maar daarna hulle rug op God gedraai het, weer tot inkeer gebring te word. Hulle wat God se geskenk ervaar het en die Heilige Gees ontvang het, wat die lieflikheid van God se woord en die kragte van God se toekomstige wêreld beleef het, as hulle dan tog hulle rug op God draai, kan hulle nie weer tot inkeer gebring word nie, want wat hulle self betref, kruisig hulle die seun van God opnuut en hulle maak hom openlik tot 'n bespotting. En dit is hier waar ons baie keer sê, met ander woorde, een keer gered is nie altyd gered nie. En as jy die ouens wat hoor wat nou sê, nee, maar jy is altyd gered, sal nou hierdie gedeelte aanhou en sê, ja, maar die konteks. Ek verstaan die konteks. En ek wil saam met die Hebreërs skrywer wil ek die konteks volmaak om te sê dit wat die gedeelte verder sê daar in ek gaan ook vir jou gou lees daar. Hy sê maar hy sê ek glo egter.
Hy sê, dit is egter ons hartsbegeerte, dat elkeen van julle uit dieselfde entoesiasme sal vertoon, sodat julle toekomsverwagting bewaarheid kan word. Hy sê daarso, hy sê in vers 12, dan sal julle nie traag raak, inteendeel julle sal die voorbeeld, dis in vers 12, volg van hulle wat in Heer die geloof en uithou vermoë besig is om te verkry wat God beloof het. So in dieselfde asem sê hy ook, maar ek hoop julle sal vashou en vasstaan, sodat julle dit nie verloor. So selfs met die een keer gered, altyd gered storie, en die ander kant wat sê, nee, jy kan dit al, daar's net soveel verse in die Bybel wat sê, jy kan dit nie verloor nie, net soveel verse in die Bybel is daar ook, wat waarsku, hou net aan, Jesus het self gesê, jy moet volhard tot die einde om gered te word. Maar as ons net vreeslik kyk, kan ons dalk net een siening vat en verabsoluteer. En dan raak jy meer vreeslik, sien alweer raak. Bly jy versigtig wees, dien die Here man. Moenie jou kop kloof voor hierdie goed, want jy kry mense aan boeke skryf vir hierdie goed. Daar's families wat in stryery betrokke raak oor hierdie goed. Nee. Want hulle raak vreeslik. Kom ons bly in die Gees altyd. Dit is wat ek baie keer noem, julle storie van 'n verhouding teenoor formules. Verhouding, as dit gaan oor 'n verhouding, sal dit geestelik bly, intiem bly. As dit gaan oor formules, begin dit raak later 'n vreeslike storie raak. Selfs jou gebed kan 'n formule begin raak, en die verse wat jy quoteer kan 'n formule raak, en dit as die hart nie by is, die gees nie by is, net dan sit 'n vreeslike storie. Selfs die hele kwessie van as ons nou mense bedien, gaan dit oor ons geloof of hulle geloof? Gaan dit oor ons geloof of hulle geloof, teenoor net jou geloof of net die ander persoon se geloof? Daar's genoeg bewyse in die hele Bybel dat dit gaan oor jou geloof, ja. En daar sê ander plekke waar dit definitief gaan oor die ander persoon se geloof, wat ook belangrik is. Jy sien, as jy nou in die vlees is, gaan jy net vasstap op een kant. As jy bietjie geestelik raak, dan kom jy agter, maar weet jy, albei is waar. Ek weet selfs Jesus het in sy eie tuisdorp nie baie wonders en tekens gedoen nie, as gevolg van hulle ongeloof of klein geloof. En Jesus was die voorbeeld van geloof. Hy kon ons ongeag kon hulle ons nog net gesond gemaak het en wonders gedoen het, of hulle nou glo of nie glo nie. Dis hoekom jy alles moet sien, dan sal jy ander plekke waar mense eenvoudig genees is terwyl hulle swak geloof het. En jy sien hoe maklik kan jy vlees of gees wees, selfs jy het die regte mix nodig. God is in beheer. Die hele Bybel sê dit. En nie die mens nie. Maar die Here gee ook vir die mens autoriteit. En baie keer gee hy 'n opdrag en lei hy deur die Gees om op te tree, dan moet jy wees dan gehoorsaam. Wie Jesus met ander woorde vir jou is en wat hy vir jou beteken is met ander woorde baie belangrik. Want hierdie antwoord van wie hy is en dit wat hy gedoen het, bepaal die res van jou lewe. Hy is die een wat vir ons alles die waarheid nie net kom leer het nie, maar kom wys het. Maar dit is vir die mense wat dit raak sien, die geestelike mense. Alles wat Jesus kom doen het, en ek het klaar maar Matteus 9:35 genoem, sy hele bediening. Weet jy hoe afhanklik was hy van hy self God, man, dink bietjie daaroor. Hy self God. Maar hy doen nog steeds wat die Vader wys en wat die Vader sê. Tot sy gedagtes sê hy in Johannes 10, is nie my eie, kom van die Vader. Maar ons iets van hom leer natuurlik. As jy so 'n tipe lewe leef, sal dit gees wees. Sal nie sommer verval in die vlees nie. Trouwens, Jesus het sy mense van sy tyd, sy kerkleiers, die meeste van die kere aangespreek oor die feit dat hulle eintlik net in die vlees is en nie in die gees is. Ons moet die regte mix kry. God is goed. Nie een van ons kan stry oor dit. Aan die einde van elke dag, maand, jaar, kan jy terugkyk en jy kan sê, maak nie saak wat gebeur het. Kan jy sê, dit was goed, want God is goed. Hy ken ons.
So hierdie hele storie gaan oor jou fisiese sig teenoor jou geestelike sig. Wat sien jy? Wat wys die Here vir jou oor jou lewe? Ons het laas keer die oefening gedoen. En gebid dat die Here vir ons sal wys. Die groot ding is nou dit wat die Here ook al vir jou wys, wat jou leer. Gaan doen iets met dit. As jy dit vir jouself hou, is jy in die vlees. As jy dit gaan uitdeel, is jy in die gees. Hoe moet jy weet wat? Die Gees lei en wys vir jou. Selfs die gawes. Paulus sê in Korintiërs 12, die Gees werk soos wat hy wil. Selfs met die uitsondering van die Heilige Gees, het die Gees vir 'n tale gegee, spesifiek soos daar staan spesifiek, soos die Gees wou. Die oomblik as ek my eie storieetjie vasmaak daar, is ek in die vlees. En ek bereik nou hierdie woord voor, en dit klink vir my, wow! Ek hierdie woord voorberei. En ek bid en ek sê, Here, gee vir my 'n gedeelte in die Bybel, spesifiek, wat dit nou mooi alles saamvat. En weet, God is so getrou, daai selfde gedeelte, wat ek toe mee besig is om te lees in my Bybel sê, die volgende gedeelte wat ek lees. Toe ek het lees, toe praat hy spesifiek oor. So is 'n bevestiging dat ek en jy moet hoor wat die Here vandag sê, ek glo dit, ek is absoluut oortuig daarvan. Handelinge 26, sluit af. Handelinge 26. Paulus is besig om daarvoor Agrippa hulle, Bernice hulle, is hy besig om te getuig. En dan sê hy wat met hom gebeur het, en hoor net hierso. En ek het dit van die ander vertalings ook gaan lees en steek oor jou. Hoor wat staan van vers 15 af. Nou ons praat oor geestelike sig, ons praat oor geestelik wees, om raak te sien, geestelik te wees. Oor daar is al die skrifgedeeltes vir op die bord. Hoor wat staan daar. Paulus vertel wat met hom gebeur het, né? En toe die Here die lig op hom laat skyn het, dan vers 13, en toe hy gevra het, toe daarvan gesê is, Saul, waarom vervolg jy my ensovoorts. Maar hoor wat sê vers 15. En toe sê Paulus vir die Here in vers 15, wie is u meneer of Here? Vra ek toe. Die Here antwoord, ek is Jesus, die een wat jy vervolg. Staan op, ek het juis hiervoor aan jou verskyn, om jou as my diensknegt en getuie aan te stel. Jy moet vertel hoe dat jy my gesien het. Nou hoe hy Jesus gesien het in die lig, persoon gesien het, geestelik, hoe dit ook al is. Hy sê, ek sal jou teen jou volk beskerm en teen die nie-Joodse nasies na wie ek toe jou met vol mandaat stuur. Jou bediening moet wat doen? Hulle oë oopmaak. Hulle oë, is dit in 'n fisiese oë? Nee, is in 'n geestelike oë, moet oopgemaak word. Hy sê, sodat hulle 'n lewensommekeer kan maak, weg van die duisternis na die lig, weg van die mag van Satan na God. Ons sien dieselfde gedeelte in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. En weg van die mag van Satan na God, deur in my te glo, ontvang hulle vergifnis van hulle sonde en word hulle deur die geloof deel van my mense. En dan sê koning Agrippa, dit is hoekom ek getuig van hierdie goed. En dit is hoekom ek die lig verkondig. So dit is 15 tot 19. Die spesifieke sig wat hy gekry het met sy bediening. Maar dis nie al nie, hoofstuk 27. Paulus word weggelei, hy is nou op 'n skip. En dan kom vers 27, vers 10. Paulus waarsku hulle toe. Hulle wou wegvaar. Hy sê die volgende. Hy sê, manne, ek sien dat ons vaart gevaarlik gaan wees
en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan kom nie, maar ook aan ons lewens. Wat het Paulus gesien? Hy het in die gees gesien, wat gaan gebeur? En hier kom ons nonsens nou by, my en jou, hoor mooi. Dis presies wat ons baie ken. Hy sê, die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die opinie van die skeepskaptein. En die skeepskaptein was aan Paulus se woorde. Wat het hulle gedoen? Hulle het dit in die vlees gesien. Dit was vir hulle 'n vreeslike storie. Nee, ons moet dit doen, want dit is beter ensovoorts. Hoeveel keer doen ons die goed vandag? As 'n goeie idee, dis die beter ding om te doen. Wat. Maar dan Heer klaar vir jou eintlik gewys in die gees wat jy moet doen, dan doen jy dit nie, want jy gaan op dit wat jy kan sien, nie dit wat jy glo nie. Jou mix is verkeerd. Hy sê die hawe was nie gerieflik om daar te oorwinter nie. Die vlees sal altyd sê, wat kan ek kry, wat kan ek doen om meer gemaklik te wees in die lewe, nee? Ons doen dit almal. Hy sê die meeste van die bemanning wou liewer daarvandaan wegvaar en Phoenix probeer bereik om daar te oorwinter. Phoenix was 'n veilige hawe van Kreta omdat dit net na die suidwes en die noordweste kant van die see kon oop wees. So dit het goed gelyk. Fisies het dit reg. Dit is wat ek raak sien, dit is hoe dit is. Maar wat het die Gees gesê? Die Gees het hulle gewaarsku deur Paulus om te sê, iets gonna be, en hulle het groot skade gely. Ons ken die res van die storie. 1 Korintiërs 2. En ek vra vir jou mooi, gaan lees hierdie goed by die huis. Ons ken die gedeelte vers 9 wat in 1 Korintiërs 2 vers 9 sê, wat die skrif bedoel met die woorde. Dis wat hy bedoel met die woorde. Miskien moet ons ook net vers 8 oplees. Hy sê, maar die heerser van hierdie wêreld het nie begrip nie. Heersers van die wêreld. As hulle dit wel begryp het, sou hulle nooit ons Here aan wie die heerlikheid behoort gekruisig het. Hulle het nie die goed verstaan nie, dit was 'n vleeslike ding, hulle wou net ontslae raak van Jesus. Maar hy sê, dit is wat die skrif bedoel met die woorde, wat geen oog gesien het en wat geen oor gehoor het, en wat in niemand se hart opgekom het nie, dit het God voorberei vir hulle wat hom liefhet, né? Vir hulle wat hom liefhet. Hy het voorberei vir die wat, met ander woorde, dis nie 'n fisiese sigstorie nie, dis 'n geestelike sigstorie. En dan verduidelik hy dit. Want baie keer stop mense net by daai vers en hulle dink, dis net hierdie hoe wonderlike goed van die Here, né? En dinge wat nou moet gebeur en die Here gaan al ons staat so goed wys en hoor wat beteken dit. Hy sê, maar ons ken hierdie geheim omdat dit deur die Gees aan ons bekend gemaak het, want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Daarom kan jy vra, Here, wys vir my die dieptes van die woord, wys vir my dieptes, wys vir my wat nodig is. Hy sê, niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Nie verstand in sy gees. Hy sê, net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. Ons het die Gees ontvang en God, wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. Jy sal dit net beleef as jy geestelik is, nie in die vlees nie. Die vlees sal vir jou dalk iets wonderliks wys, maar dan sit jy van die Here af nie, dis waar onderskeid nodig is. Hy sê, as ons hierdie dinge aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het by die Gees. Ons gebruik woorde wat van die Gees kom, om geestelike waarhede te verduidelik. Kan jy sien, jy's uit die prentjie uit. Het gaan oor die Gees, het gaan oor dinge wat vir God belangrik is, nie die vlees nie. Die natuurlike mens, hier sê hy dit nou. Die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien wat van die Gees af van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Dit het vir die skeepvaarders ook onsinnig geklink toe Paulus gesê, stop hierdie bus. Siskat.
Stop hierdie skik. Hier kom moeilikheid. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Ons in wie die Gees is, verstaan al hierdie dinge, maar ander kan dit glad nie verstaan nie. Hoe kan hulle ook? Want wie kan verstaan wat die Here dink en wie kan hom raad gee? Dink soos Romeine 11:36. Wie kan hom raad gee? Wie kan die Here voorskryf? God doen wat hy wil. Hy gebruik wat hy wil. En hy is jaloers. Hy wil nie hê jy moet verlore gaan. Maar as jy dit nie geestelik raak sien nie, sal jy in die vlees dink, maar die Here wil nou nie vir my dit nie, die Here wil nie vir my dit nie, en ek kan nie so gemaklik soos ek graag wil wees nie. So waar is die Here nou? Mense wat sê, waar is die Here? Is in die vlees, nie in die gees nie. Hulle sien nie die groot prentjie nie. Hy sê, ons kan egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Dit wat ons laas keer gesê het oor Efesiërs 4:23, ons moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ons moet 'n nuwe mens aantrek. Die Here praat baie duidelik, baie keer met ons. Die laaste 2 Korintiërs 5. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5. Ons ken die vers 7 wat sê ons leef deur geloof, nie deur sig nie. Maar hoor wat sê vers 16. 2 Korintiërs 5 vers 16 sê, hy sê van nou af beoordeel ons niemand meer volgens 'n menslike maatstaf nie. Al het ons Christus ook vroeër volgens 'n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou heeltemal anders oor. Die lewe is nie regtig soos wat jy dink dit is nie. Die lewe is soos wat jy is. En hier kan jy nou gaan sê, dit is 'n sê. Hier kan jy nou by sê, en Kali Kriel sê. En Kali Kriel sê, die res. Die lewe is nie soos wat dit regtig is, soos wat jy is, en soos wat jy gelei word deur die Gees, en nie die vlees. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken vir ons, selfs ons bekommernis oor die toekoms is 'n vleeslike storie, nê? Dit beteken eenvoudig, kom ons vertrou die Here met alles. Kom ons hoor wat hy sê, kom ons doen wat hy sê. Dit maar Hebreërs 11:16 vers 6. Hebreërs 11:6 sê dat as ons tot God nader, moet ons glo dat hy is of dat hy bestaan en wat? Dat hy 'n beloner is vir die wat ons soek. So as jy hom begin soek en vra, Here wys my, die Here gaan vir jou wys. En hy gaan jou beloon omdat jy hom vertrou. En ook ander gedeelte wat sommer so by my opkom is Johannes 7 vers 38 waar hy praat oor die lewende water. Dan sê hy sê dit is vir die wat glo soos wat die woord sê. As jy hom glo soos wat die woord sê, is hierdie beloftes julle sin. En wat sê die woord? Die woord is eenvoudig. Dit is Gees. Hierdie Gees geïnspireer. So daar's goed wat ons partykeer self vasmaak aan goed wat ons glo, wat nie regtig Gees is nie, dis vlees. Maar dan wil ons dit van die Here af hê. Maar ons glo nie regtig soos wat die woord sê. En ek sê die hele woord van Genesis af tot Openbaring. Die Efesiërs word daar gesê, hulle moet kan insien hoe enorm God se krag is. En hulle moet kan verstaan en insien wat die Here doen. Interessant, die Openbaring gemeente is dieselfde gemeente, en Johannes praat met hulle, dan sê hy sê vir hulle, gaan kyk bietjie, gaan dink bietjie, ons het laas keer gesê, dink is ook sien, hè? Gaan dink bietjie, hoe ver het julle agteruit gegaan, want julle het julle eerste liefde verlaat. As jy dit nie kan raak sien, het jy 'n probleem. My gebed vir jou is, en ek gaan nou spesifiek vir jou bid, dat die Here ons almal, as ek praat van almal, ek praat van my, ek praat van my vrou en die kindertjies hier agter, en almal wat daar help, ek praat van elke siel wat hier sit, ek praat tot van die mense wat nie hier is nie, dat almal in hierdie dae, die vlees en die dinge van die vlees, of die mense goed, sal kruisig, sal eenkant sit,
en sal begin fokus op die Gees. Baie keer sal jy hoor mense sê, ja, maar pastoor, ek is 'n realis. Die goed moet vir my sin maak. Anders, ek sê nee, ek is nie daai ou. Ek is 'n gelowige. Ek is 'n gelowige. En ek sal doen wat die Here vir my wys. Ek sal dit eerder doen as wat ek my eie kop volg. En ek wil amper sê ek uitgevind word as dinge in die vlees doen. Die slegte ding daarvan in die kerk, ons doen dit baie keer in die naam van die Here en dan kry mense seer. Maar dan werk dit nie so nie, want God het gesê dis hoe dit moet wees. Kom ons fokus. En dis die vraag wat jy vir jouself moet vra vandag. As ons nou bid, Here wys my. Miskien is dit die gebed wat jy moet bid. Here wys vir my, is ek regtig die meeste van die kere, want ons is almal baie keer in die vlees, maar die meeste van die tyd, Here, is ek die meeste van die tyd in my lewe in die gees of in die vlees? En Here, help my om my mix reg te kry, sodat U regtig verheerlik sal. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Ek is oortuig, Here. Ek is absoluut oortuig dat U vanoggend met elkeen van ons 'n afspraak gehad het in hierdie gebou. Here, ek is absoluut oortuig daarvan dat daar van ons is en ek self wat dalk die vleeslike goed waarop ons baie keer so fokus, vandag moet een kant sit. Help ons om ons maatstaf reg te gebruik. Help ons om regtig in en uit en deur die Gees te leef, want dan sal U verheerlik word. En dankie Heilige Gees dat U vir ons wys. Dankie dat U ons lei. Dankie dat U alles herinner wat Jesus vir ons gesê het. Here Jesus, dankie dat U die pad oopgemaak het na Vader God toe. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees, dat U die Here God is van ons hele bestaan. En ons gee vanoggend vir U al die eer, lof, dank en aanbidding. Ek bid vir elkeen van my boeties en sissies hier saam met my en ek self, dat U vir ons sal wys, Here, hoe ons stand regtig is. En help ons om tot inkeer te kom. Help ons om dit wat U vir ons wys in die vlees is, om klaar te kry met. Help ons om aan te gaan met dit wat in die Gees is. In Jesus Christus naam. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ek vra dat ons aan aanbidding sal bly, net daar waar jy sit. Wil jy nie vir die volgende paar minute net so 'n bietjie hierdie saal met God uitsorteer? En as jy vanoggend nodig het om te kniel daar waar jy is, of jy het vanoggend nodig om iets te bely, doen dit. Doen dit. Maak klaar met dit. Jou geestelike toekoms hang van hierdie goed af. In sy genade en liefde.